En my vraag vanmôre wat ek aan u wil stel voordat ek begin met my boodskap is: wie gaan jy kies? Dis 'n belangrike vraag vanmôre wat ek u vra, en daardie vraag kan ons aan baie dinge antwoord. En wie gaan jy kies? Nou ek glo, broer en suster, dat u met my sal saamstem vanmôre as ek vir julle sê dat ons lewe in 'n wêreld vandag waar ons daagliks, elke liewe dag, moet ons keuses maak. Elke liewe dag van ons lewens gaan ons keuses maak, nie waar nie? So byvoorbeeld, een van daardie keuses is wat gaan ons doen? So met ander woorde, ons gaan kies in die dag, wat is ons doel? Een van die ander keuses wat ons daagliks maak is, wat gaan ons eet? Dis 'n vraag wat al baie keer vroeg in die middag al begin vra word. Wat gaan ons eet vanaand? Weet jy dit? Is ek reg? Wat gaan ons eet vanaand? Dis 'n keuse, 'n daaglikse keuse van 'n gesin se lewe. Is, wat gaan ons eet vanaand? Waarvoor is julle lus om te eet vanaand? Daaglikse keuse in ons lewens is, waarheen gaan ons? Met ander woorde, ek het die keuse vanmôre as ek opstaan, as dit in die middel van die week is, gaan ek werk toe? Of gaan ek kroeg toe? Gaan ek werk toe? Of gaan ek dobbelhuis toe? Dis 'n daaglikse keuse wat ons moet maak. Waarna gaan ons luister? Is 'n keuse, gaan ons luister na die positiewe vandag? Of gaan ons kies om te luister na die negatiewe vandag? Gaan ons kies om te luister na die skoon en mooi en rein gesprekke? Of gaan ons neig na die lelike ou vuil gesprekke? Dis alles keuses wat ons daagliks in ons lewens moet maak. En wat gaan ons, een van die keuses is, wat gaan ons kies vir ons wat belangrik is? Met ander woorde, waarmee gaan ek kies om my vandag vol te maak? Met die vleeslike of met die geestelike? So elke liewe dag staan ons as mense voor 'n keuse, en ons moet kies. En daarom vra ek die vraag vandag, wie gaan jy kies? So die belangrike vraag vanmôre is, wie gaan ons kies om te dien? Want dis ook 'n keuse. Gaan ons die wêreld dien? Of gaan ons die Here dien? Want deur die oggend wat ons opstaan, is daar al hierdie keuses wat ons moet maak. Waarheen gaan ons? Hoe gaan ons optree vandag teenoor mense? Wat gaan ons eet vanaand? Wat gaan ek kies om te luister na? En op die einde van die dag, die belangrikste van alles is, wat gaan ek kies om my mee vol te maak? Met God of met die wêreld? En as ons gaan kyk na die boek van Joshua, hier in die boek van Joshua, en as jy die woord saamgebring het, kan jy vir my oopmaak daar, by Joshua hoofstuk 24, baie bekende deel in die woord van die Here, Joshua hoofstuk 24, en ons kan sommer gaan na verse 1 toe, en die opskrif daar is, laaste woorde van Joshua, die volk beloof om die Here te dien. Joshua hoofstuk 24. Daarna het Joshua al die stamme van Israel byeen laat kom in Sichem. En hy het die oudstes van Israel en sy hoofde en sy regters en sy opsigters laat roep. En hulle het hul voor die aangesig van die Here gestel. Toe sê Joshua aan die hele volk, so
sê die Here, die God van Israel, oorkant die Eufraat het julle vaders van oudsheid gewoon. Tera, die vader van Abraham en die vader van Nahor, en hulle het ander gode gedien. Maar ek het julle vader Abraham van oorkant die Eufraat afgeneem en hom deur die hele land Kanaan laat trek en sy nageslag vermeerder en Isak aan hom gegee. En aan Isak het ek Jakob en Esau gegee, en aan Esau het ek die gebergte Seir gegee, om dit in besit te neem. Maar Jakob en sy kinders het na Egipte afgetrek. Toe het ek Moses en Aaron gestuur en Egipte getref, soos ek dit daar gedoen het, en daarna het ek julle uitgelei. Ek lees vir tot sover. Kom ons gaan kyk na verse 13. Verse 13. So het ek julle dan 'n land gegee waar julle nie aan gearbei en stede wat julle nie gebou het nie, dat julle daarin kan woon, wingerde en olyfbome wat julle nie geplant het nie, daar eet julle van. Vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid, en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oorkant die Eufraat en in Egipte, en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek lees vir u tot sover. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. So kan jy sien dat hier op 'n stadium kom Joshua en hy stel hierdie 12 stamme, die vaders van hierdie 12 stamme hier voor en hy sê, vandag moet julle kies. Vandag moet julle kies. Want ons kan nie aanhou om so wisselvallig te wees nie. Vandag moet julle kies. Hier aan die einde van sy lewe roep Joshua die volk Israel bymekaar en hy herinner hulle aan al hierdie wonders wat God vir hulle gedoen het. Hy roep hulle bymekaar en hy sê vir hulle, kom staan julle vandag hier, ek wil met julle praat voor die aangesig van die Here. En hy begin hierdie wonders wat God vir hulle gedoen het vir hulle uitlê, waardeur hy hulle bevry het van, waar hy hulle uitgelei het van. En hy sê vir hulle, en God het julle gebring by 'n land wat julle nie eers die bome geplant het van nie, maar julle eet die vrugte daarvan. Julle het nie eers die geboue gebou nie, maar julle bly daarin. Dis wat God vir julle gedoen het. Hy herinner hulle aan waar God hulle uit slawerny uitgevat het, uit Egipte uit. En hulle die beloofde land gegee het. Vir Joshua gaan dit oor getrouheid. En dit word uitgebeeld hoe Joshua getrou gebly het aan die Here. Hoe Joshua gehoorsaam was aan die Here. En al sy opdragte uitgevoer het. Jy sien in die begin van Joshua in hoofstuk 1 kom die Here en hy sê vir Joshua, Joshua, ek wil jou voorspoedig maak. Maar jy gaan aan my moet gehoorsaam wees aan dit wat Moses vir jou gegee het. En dan sien ons hoe die Here reg deur hierdie tydperk van Joshua getrou is aan Joshua, omdat Joshua daadwerklik gehoorsaam was in alles wat God hom beveel het om te doen. So die boek Joshua rig daarom 'n dringende beroep tot die gelowiges om aan die Here gehoorsaam te bly en om hulle self aan hom te verbind. Joshua kom en hy sê vir hierdie volk, luister vandag vir my. Julle gaan vandag moet kies. Want ek wil hê julle moet aan God verbind wees vandag. En vandag gaan julle sê aan wie julle verbind wil wees. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Here het die Israeliete suksesvol gemaak.
solank as wat hulle gehoorsaam was aan sy woord. Solank hulle hom gedien het. Hulle het oorwinning na oorwinning behaal, solank as wat hulle die Here gehoorsaam was, het hulle elke keer hulle vyande oorwin. Maar hoor gou hier vanmôre, sodra hulle sonder God opgetree het, het God van hulle af weggedraai. Ons kan hier in die boek van Josua 7 kan ons lees daar waar die volk Israel kom het en God gee 'n opdrag en hulle sê julle moet hierdie vyande van julle vernietig en alles dood en klaar maak en wegvat. En dan sien ons dat die van die volk van Israel wat vir hulle self van daai byt vat en dit wegsteek. En hulle dink God sien dit nie. En op 'n stadium kom God en hy praat hier met Josua en hy sê, ek gaan my rug op die volk Israel draai, want hulle was ongehoorsaam. Totdat die volk hulle self reinig, sal ek weer saam met hulle wees. So solank as wat Israel ongehoorsaam was, solank het God sy gesig van hulle weggedraai. En hulle was onsuksesvol gewees in dit wat hulle moes doen. So die gevolgtrekking is dat die volk Israel baie wisselvallig was in hulle geloof baie keer en ongehoorsaam was aan die Here. En is dit nie maar vandag dieselfde met ons as kind van God nie. Jy sien, want die volk van Israel het ook, wanneer dit swaar was en wanneer hulle in ballingskap was en wanneer dit moeilik was, het hulle gou na die Here toe gehardloop. En dan God geseën en God het gehelp, totdat dit goed gaan. En dan begin hulle weer wisselvallig raak in hulle geloof en hulle begin weer die afgoderry najaag en hulle begin weer ongehoorsaam raak. Is dit nie maar dieselfde met die kind van die Here vandag nie? Dat wanneer ons in moeilike omstandighede is in ons lewens, wanneer ons in 'n situasie kom wat ons voel, ag, ons is nou in die moeilikheid, dan weet ons gou waarna toe om te hardloop. Dan dien ons die Here, man. En dan kom die Here en hy help ons, en hy lig ons op, en hy dra ons, en weet jy wat gebeur? En dan gaan dit met ons goed. En oor 'n tydperk gaan dit goed, en dan ewe skielik dan begin ons weer wisselvallig raak. Ons begin weer so 'n bietjie ongehoorsaam raak aan die Here. Ons begin weer so 'n bietjie die Here een kant toe skuif en so 'n bietjie meer van die goed van die wêreld op ons laai. Dis hoe ons maak. Wanneer dit goed gaan, dan begin ons die wêreld dien. Maar wanneer dit sleg gaan, dan wil ons die Here dien. Dan kom die Here en help ons. Daarom kom Josua en hy spreek met hierdie volk en hy sê, ek stel julle voor 'n duidelike keuse vandag. Ek stel julle voor hierdie keuse vandag. As hy sê, kies dan vandag wie julle wil dien. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Finish and klaar. Josua probeer nie om die volk te dwing nie. Hy roep hulle nie by mekaar en sê, maar julle sal van vandag af die Here dien nie. Andersins sal dit en dit en dit nie. Hy roep hulle by mekaar en hy sê hy stel hulle voor 'n keuse. Hy sê julle moet kies wie julle wil dien. Kies wie julle wil dien. Want ware diens en aanbidding aan God kom uit 'n suiwer en 'n rein en opreg hart. Arno, ek kan nie vir jou sê jy sal van vandag af die Here dien. Hy gaan dalk, maar hy gaan dit so 55-60% doen, jy sien. Want is nie uit daai suiwer en rein hart nie. Ek kan nie vandag vir julle sê wie julle moet dien. Ek kan vandag vir julle sê, kies wie julle. Want ek in my huis, ek het gekies. Ons sal die Here dien. Want wanneer jy kies en sê ek sal die Here dien, dan gaan jy die Here in opregtheid dien.
want jy's nie gedwing om die Here te dien nie. Wanneer ek jou dwing om iets te doen, weet jy, dit gaan jy halfhartig wees. Weet jy dit? Wanneer jy gedwing word om na die huis van die Here te kom, gaan jy dit halfhartig doen. Daarom sê ek vanmôre, jy moet kies. Of wil jy die Here dien, of wil jy nie? Want wanneer jy kies en sê, ek wil die Here dien, dan gaan jy dit met 'n opregte hart en 'n suiwer hart doen. Jy gaan dit nie half doen nie. En Josua besef dit. Hy besef dit, en hy roep hulle bymekaar, en hy sê vandag, ek gaan julle nie dwing nie. Ek gaan julle nie dwing nie. Ek gaan julle net vandag sê, kies vandag wie julle wil dien. Het jy geweet dat elke mens op hierdie aarde dien iets of iemand? Jy het geweet? Elke mens op hierdie aarde dien iets of iemand. Dink 'n bietjie mooi daaraan. Dink 'n bietjie mooi daaraan. So die vraag is nie of ons gaan dien of nie, maar die vraag is eerder wie of wat gaan jy dien? Elke iemand op hierdie aarde dien iets of iemand. So byvoorbeeld, sommige mense, hulle dien hulle besittings en hulle dien hulle materiële dinge. Vir sommige mense gaan dit oor hoeveel hulle bymekaar kan maak en dit het so vrot geword in hulle harte dat hulle aanbid dit. Hulle aanbid die materiële dinge en hulle besittings. So met ander woorde, dit het hulle begin dien. Hoeveel kan ek hê? Hoeveel kan ek bymekaar maak? Dit het heeltemal verander. So hulle begin daardie goed aanbid. Sommige mense dien sukses en glorie en beroemdheid. As ons gaan kyk hier na die ouens daar in Hollywood, vir hulle het dit geraak oor hoe beroemd kan ek wees, want hoe meer beroemd ek is, hoe groter God kan ek wees vir die mense om my. Wat ek sê, sal almal doen. En as ek ietsie tweet, dan het ek nou, kyk ek hoeveel ter duisende followers ek daarop kan sê, ag yes man, dis sharp. Hulle dien hulle eie goddelikheid. Sommige dien hulle vleeslike begeertes. Dwelms, alkohol. Sommige kan in die môre nie meer opstaan en deur 'n dag gaan sonder om homself dood te drink nie. Want hy dit begin dien. En dit is nou sy God. Sommige dien die goedkeuring van ander mense. Sommige het hulle vrouens en hulle kinders of hulle mans en hulle kinders so hoog gestel dat dit hulle goed geword het. As jy vanmôre instap en jy sê, ag my liefie, kom, jy's laat vir kinderkerk. Dan sê daai kind, nee man, ek het dan nou net kom slaap, ek het PlayStation gespeel tot nou toe. Ag my kind, lekker slaap. Hoor, ons sien jou as ons van die kerk afkom. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy moet kies. Jy moet kies. As jou man of jou vrou se woord wet geword het bo God se, wil ek vanmôre vir jou sê, jy moet kies. Kom ons trek dit terug vanmôre en ek trap nie op 'n toon vanmôre en ek gee vir u môre die woord van God. 'n Kind kan nie vanmôre vir jou sê as dit kerk is by 'n kinderkerk, ek wil nie vandag gaan nie en jy vir hom sê dis reg my kind. Jy moet kies, want ek in my huis sal die Here dien. En as jy as hoof van jou huis gesê het, ek en my huis sal die Here dien, dan eer jy God daarin. Al kom daai kind hier met 'n deurmekaar kop hare en ongeborselde tande aan, sal hy die Here dien.
want ek in my huis sal die Here dien. So baie van ons het ons kinders opgelig bo God. Baie van ons het ons mans opgelig bo God, ons vrouens opgelig bo God. Sommige dien die wêreld, sommer net plain simpel, as daar syparty is ek daar. As daar 'n gutter is ek daar. Wat dien ons? Wie dien ons? Broer en suster, Jesus kom in die woord in die boek Matteus en hy gee vir ons die woord in hoofstuk 6:24. Hy sê dat niemand twee Here kan dien. Niemand kan twee Here dien nie, want ons sal die een haat en die ander een lief hê. Of ons sal die een aanhang en die ander een verag. Ons kan nie twee dinge in ons lewens wil dien. Daarom kom Joshua en hy sê, ons kan nie twee dinge wil dien nie. Ons kan nie die gode van ons voorvaders wil dien nie, wanneer dit goed gaan nie. En ons kan nie, wanneer dit sleg gaan, die Here wil dien nie. Ons moet kies wie ons wil dien en ons moet hom dien. Ek wil vanmôre vir u sê, die eerste plek wat mense se lewens inneem, is dikwels dit wat hulle dien. Daai ding wat vir mense so belangrik is dit dikwels dit wat hulle dien. Daarom kom Joshua en hy sê, kies vandag. Joshua verklaar, ek het nou net vir u gesê, hy verklaar, hy sê, kies vandag. Hy sê, maar ek en my huis sal die Here dien. Hy verklaar, ek en my huis. Hy sê, ek en my huis. Hy sê nie, ek sê, my huis sal die Here dien nie. Hy sê, ek en my huis. Hy staan op. Hy sê, ek verklaar, ek kies vandag, dat ek en my huis die Here sal. Ek wil vanmôre vir u sê, ouers, jong mense, ons kan nie kinders na die Here toe lei as ons self nie die Here dien nie. Ons kan nie mense na die Here toe lei as ons self nie die Here dien nie. Ons kan nie met iemand oor God praat as ons self nie die Here dien nie. 'n Leier kan nie iemand lei as hy nog self nie daar was nie. Kom ons kyk na ons gemeente se tema vir die jaar. Wat is ons gemeente se tema vir die jaar? Wat ons al van Januarie af hier het en ons sê, ons gaan end uit daarmee. Dit is met oorgawe voluit vir Jesus. Met ander woorde, ons dien die Here met oorgawe. Dis ons tema vir die jaar in hierdie gemeente is, hoe gaan ons in hierdie jaar as gemeente die Here voluit kan dien? En in elke kwartaal het ons iets wat ons bybring wat sê, in hierdie kwartaal fokus ons hierop om te kan sê, maar ons is in oorgawe besig om die Here te dien. En ek wil vanmôre vir u sê, om die Here te dien beteken meer as om net op 'n Sondag in die kerk te kom sit. Weet jy dit? Die Here te dien beteken soveel meer as net om op 'n Sondagmôre in die huis van God te kom sit. Jou lewe moet ook daarvan getuig. Jou lewe moet getuig dat ek het gekies om God te dien. Dit beteken om God te vertrou in jou moeilike omstandighede. Nie om wisselvallig te wees nie. Dit beteken om gehoorsaam te wees aan God, juis wanneer dit belangrik is
op daardie oomblik om gehoorsaam te wees aan God. Beteken om God eerste te stel in elke keuse wat jy maak. Jy weet, daar gaan dae wees in ons lewens wat ons in argumente betrokke raak. Weet jy dit? Weet jy dat die kinders van die Here ook in argumente betrokke raak? Ons is mense. Maar weet jy ook dat jy voor daardie keuse gestel word om te kyk hoe jy daardie spesifieke argument kan ontlont? Hoe jy jouself dra in daardie spesifieke argument. Sodat wanneer jy daar kan omdraai, jy kan wegstap om te sê, maar ek het God geëer in daardie argument. Dis deel van die daaglikse keuses wat ons maak, dat wanneer ek in 'n persoon in 'n argument betrokke raak, dat ek daadwerklik in myself sal kies om te sê, maar ek moet onthou, dat God moet verheerlik word hierdeur. Ek moenie vandag hier omdraai, en daardie persoon met wie ek in kontak was, kan omdraai en sê, maar ja, en hy noem homself 'n kind van die Here. Jy weet, dis dadelik wat hulle gaan sê van jou. So om God te dien met oorgawe, gaan jy ergens in daardie argument moet besluit om 'n keuse te maak en sê, maar ek moet God eer in hierdie dialoog vanmôre. En hoe gaan ek dit regkry? En om elke dag van jou lewe vir God te leef. Dis die belangrike ding. Dien God met oorgawe om elke dag vir hom te leef. Nie net wanneer dit moeilik gaan in jou lewe nie, dan wil jy vir God leef nie. Maar wanneer dit goed gaan en wanneer dit sleg staan, leef ek vir God. Ek sluit af vanmôre. Joshua sê, kies vandag wie jy wil dien. Dieselfde vraag kom ook vanmôre na ons toe. Kies wie ons wil dien. Mag ons saam met Joshua vandag verklaar, broer en suster, ek het my keuse gemaak. Ek het my keuse 18 jaar terug gemaak. Ek kon dit vanmôre getuig. Ek het my keuse 18 jaar terug gemaak, gesê ek, as hoof van my huis, ek en my huis, sal die Here dien. Mag ons elkeen wat vanmôre hier sit, elke vader, as hoof van sy huis. Elke moeder wat daar nie 'n vader is vanmôre nie, as hoof van haar huis. Mag julle ook daardie keuses gemaak het, en mag daar ook 'n tyd wees wat julle kan aandink wat gesê het, maar ek het gekies. En ek en my huis sal die Here dien. Ek wil vanmôre vir u sê, as daar dinge in jou lewe is waarvan jy moet ontslaa raak. Want glo vir my, toe ek vanmôre met u gesels het, die Heilige Gees dit op u hart gelê, waar dit so 'n bietjie belangriker is as God in jou lewe. En as daar is vanmôre wat dinge in jou lewe is waarvan jy bietjie moet ontslaa raak, omdat dit jou verhouding met God so bietjie belemmer, wil ek vanmôre vir u sê, maak klaar daarmee. En stap vandag hier uit met die keuse, ek en my huis sal die Here dien. Stap vanmôre hier uit met die keuse, maar ek het gemaak keuse vanmôre en ek sal die Here dien. En ek gaan hom eer daarin. En maak klaar met die dinge van die wêreld, as daar dinge is. En begin Jesus dien. Amen. Prys die Here.